gemeente 'n man wat op 'n stadium ons moderator was, Piet Nodee, prof Piet Nodee, wat ek nog altyd gedink het, baie vrydenkend is, en hy is nogal vrydenkend, en dan verwag 'n ou van sulke ouens dat hulle maar 'n bietjie die wortels wil uittrek uit dit wat tradisioneel kerklik is, dat ons 'n bietjie meer vry kan wees, en hy toe op 'n stadium vir my totaal en al verbaas toe hy daar by 'n synodale vergadering gesê het, moet asseblief nie afwyk van die standaard ou liturgie wat ons kerk al vir honderde jare gebruik nie, want daar is soveel sin daarin. En ek noem dit nou spesiaal omdat ek nou gedink het, Piet sou sê, man, die gewetlesery, los dit nou maar in die ou geloofsbelijdenis, los dit. En hy het juis die dominees opgeroep en gesê, doen dit asseblief, want dit is so sinvol en dit gee die karakter van 'n gesprek. Ons sê iets en God reageer, en ons sê iets en God reageer. Nou het iemand vanoggend oor die radio 'n baie oulike ding gesê, hy sê, ou moet die Bybel lees, want dis hoe God terugpraat met jou. En dit was my nou nogal baie mooi gesê, hy praat terug met jou. Jy lees hom en hy praat terug deur wat die Bybel sê, en die liturgie van ons kerk is so 'n praat en terugpraat en praat en terugpraat. Ons sê, Here, wees hier, en dan sê hy, ek sal julle seën. En dan wil ons lof betuig daarvoor, en dan sing ons die loflied. En dan sê hy, ek wil graag vir julle uit die moeilikheid uithou, omdat ek julle lief het, soos dit 'n paar riglyne gee hy vir ons riglyne, en daai riglyne vind ons op verskeie plekke in die woord, en ons het dit al baie ook gesien, jy kan hom lees as opdragte, jy kan dit ook lees as beloftes. Kom ons doen dit vanoggend so, ek beloof jou dat as ek die eerste plek in jou lewe inneem, jy geen ander gode sal wil dien nie. Want ek sal die ereplek in jou lewe hê. As ek in jou hart is, beloof ek jou dat jy geen beeld van my op watter manier ook al sal wil maak nie. Dit sal nie nodig wees nie, want jy sal self my beeld in jou dra. As jy my liefhet, beloof ek jou dat my naam nooit as 'n vloekwoord of 'n kragwoord of 'n stopwoord oor jou lippe sal kom nie. Jy sal my naam steeds in alle ere hou. As ek die ereplek in jou lewe het, beloof ek jou dat Sondag vir jou die hoogtepunt van die week sal wees. Nie dat omdat ek af is nie, maar omdat dit 'n vreugde is om kerk toe te gaan. As ek in jou lewe is, beloof ek vir jou dat dit 'n voorreg sal wees vir jou om jou ouers te eer en lief te hê. Want agter hulle sal jy my sien staan, wat hulle vir jou uitgekies het. Ek beloof jou dat jy nooit iemand sal wil seermaak nie, wat nog te sê van doodmaak. Ek beloof jou dat as jy my lief het, dit nie moeilik sal wees om in jou lewensmaat getrou te wees nie. Gee my 'n plek in julle huwelik en ek sal julle liefde vir mekaar en julle geluk in my hande bewaar. As ek op die troon van jou hart sit, beloof ek dat jy nie daarop ingestel sal wees om iets van ander te vat nie. Jy sal daagliks vra, aan wie en waar kan ek iets gee? As ek in jou lewe is, sal dit nie meer vir jou lekker wees om van ander kwaad te praat nie. Ek beloof jou dat ek deur my gees jou 'n loyale mens sal maak, wat geen ander woord sal sê, of geen woord sal sê, as dit nie iets goed is nie. Ek beloof jou dat ek deur my gees jou so sal vul met dankbaarheid, dat jy niks sal begeer nie. Jy sal vergenoeg wees met wat jy het, met die besef dat God gee soos wat hy dit nodig vind, en as hy gee, dan gee hy altyd genoeg, sodat niks jou sal ontbreek nie. En nou ken ons die mooi beeld wat ek al soveel keer ook van gepraat het, van Luther wat sê, sonde is soos 'n baard. Ons het hom verlede Sondag afgeskil, vanoggend weer, voor ek hiernatoe gekom het, gevra, Here, vergewe my, maar as jy kyk, dan sien jy maar weer die stoppels. En kom ons sê dit vir die Here, kom ons sing Psalm 130, oor sonde wat bly klewe, werp ek my voor u neer. Kom ons blaai na Johannes hoofstuk 2, en ons gaan lees vanaf vers 13.
Kom ons bid. Here onse God, ons het ons sonde bely voor U. U het gereageer met die vryspraak, ons het gereageer met sang en met 'n geloofsbelydenis. En nou weet ons, Here, en ons sit in verwagting dat U gaan praat. Op 'n manier wat ons nie verstaan nie. Want ons is sulke moderne, rasionele mense. Op 'n onverklaarbare manier weet ons dat U elkeen se hart sal aanraak wat oop en ontvanklik is. En dis wat ons bid, dat U ons oop en ontvanklike ore en harte sal gee, sodat U woord kan inkom. Want Here, ons weet daar is dinge anderkant dit wat ons kan sien, en kan ruik en kan voel en kan hoor. Daar is 'n geesteswêreld wat net so werklik is as hierdie fisiese wêreld wat ons kan ruik en sien en voel. Daar waar U wat gees is, want die woord sê God is gees. Daar waar U bestaan, daar waar U oral is, waar die teenwoordigheid die skepping vul, soos wat suurstof hierdie gebou vul. En ons weet, Here, dat ons uit genade hier is. Dat dit genadig is, Here, dat ons hier kan sit, dat ons vryheid het, dat ons kerkklok kan lui, om vir die wêreld te sê, ons roep mense om die woord van God te kom hoor. En ons dank U, Here, dat U kerk groei, veral in Afrika en in Asië. En ons dank U dat in Amerika en Europa daar 'n nuwe oplewing begin kom in die geloof. En ons dank U, Here, vir ons eie gemeente, hier waar ons kan liggaam van Christus wees, waar ons eie is, waar ons eie kan wees met mekaar, waar dit lekker is om mekaar te sien, waar ons mekaar ken, waar U liefde vir ons maak dat ons mekaar ook liefhet en dra en ondersteun. Here, en daarom dank ons U vir mense wat siek is en was en wat hier by ons vanoggend in die kerk is, mense wat so graag hier sou wou wees en nie kan nie. Mense wat swaar kry. En ons bid uit genade dat U met hulle sal wees. En dat U hulle sal omvou met U liefde en U teenwoordigheid. En ons bid, Here, dat hierdie erediens 'n erediens sal wees. 'n Diens anders as enige ander vergadering waar ons eer aan U bring en U met ons praat. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, my broer het altyd gesê, ek is nou so kwaad, ek kan nie sien nie. Nou wat maak jou so kwaad, dat jy nie kan sien nie? Wat maak jou so kwaad, dat jy skree en raas en goed rondgooi en breek? En wat doen jy, as jy so verskriklik kwaad is? Of dink 'n ou dalk hier ergens in jou agterkop, dat dit nie Christelik is om so kwaad te wees nie. Dat dit nie noodwendig reg is nie. Wel, Jesus het dit gedoen. Miskien is dit tyd dat 'n ou net weer vir jouself in die begin van die jaar sê, om Christelik te wees beteken nie om 'n goeie mens te wees nie. Dis nie al nie, dis nie wat dit beteken. Om Christen te wees beteken om soos Jesus te wees. En waaroor het hy dan so kwaad geraak? En dit lees ons nou in ons skrifgedeelte. Vers 13, die Paasfees van die Jode was naby. En Jesus het daarvoor na Jerusalem toe gegaan.
Op die tempelplein het hy die verkopers van beeste, skape en duwe gekry en die geldwisselaars wat daar sit. Toe het hy met touwtjies 'n sweep gemaak en almal uit die tempel uitgejaag, ook die skape en die beeste. Die geld van die geldwisselaars het hy op die grond gegooi en hulle tafels omgekeer. Vir die mense wat die duwe verkoop het hy gesê, vat hierdie goed hier weg. Moenie van die huis van my vader 'n besigheidsplek maak nie. En as 'n ou nou net vir 'n oomblik 'n bietjie by jouself dink, hoe dink jy het dit daar gelyk? Dink julle dit was so 'n tipe van 'n vriendelike, sagte, Christelike stemmetjie wat Jesus gebruik het? Ag kyk, ek wil nou nie julle regte aantas nie, want ek weet julle het tog nou seker maar die reg om hier geld te maak, maar wil julle nie maar die goed uitvind, vat nie? Ek dink nie so. Nogal snaaks hoe ons baie keer Christelik sien, as iets wat anders is as wat Jesus was. Vriende, ek dink regtig, een van ons groot moeilikhede op hierdie stadium in ons lewe en in ons land en in ons wêreld is dat ons Christelik wees en humanisme wees op 'n gelyke voet stel. Dis miskien hoekom die mense in Amerika so opgeklits is oor broer Donald Trump. Wat ons tussen hakies vanoggend oor die radio hoor, 'n senaat het en 'n kongres het wat meer Christelik is as omtrent nog ooit in die geskiedenis. En as Trump iets sê van konservatiewe waardes, dan is almal totaal ontstel daaroor. Want ons het Christelik en humanisme met mekaar gelyk gestel. Jesus was reguit. Toe hy sy bediening begin, toe sê hy vir die ouens, bekeer julle. Nee, ag hoorie, ek wil nou nie jou godsdiens afkraak nie, ek wil nou nie op Boeddha se tone trap nie, maar wil jy nie maar net ook asseblief die Christelike, nee. Hy het gesê, bekeer jou, want die koninkryk het naby gekom. Hy was kwaai, soos wat ons hier gesien het, as dinge die eer van sy vader aangetas het, dan was hy kwaai. Hy het mense name genoem, onthou julle is wit gepleisterde grafte. Het hy vir die ou fariseërs gesê, wat wette op die mense afgedwing het, maar vir wie dit eintlik maar net oor hulle self gegaan het. Julle is wit gepleisterde grafte. Hy het mense met 'n sweep uit die kerk uitgejaag en tafels omgekeer. So hy was ordentlik boos. Maar hoekom? Wat was die motivering daarvoor? Die tempel van God, wat die huis van die Vader moet wees, het 'n besigheidsplek geword. Nou kom ons krap net en torring maar net 'n bietjie hierdie begrippe uitmekaar het. Wat beteken huis? 'n Huis is 'n woonplek of 'n blyplek. Vader? Die term vader wys op 'n verhouding. 'n Baie spesifieke, baie spesiale verhouding wat iemand met sy kind het. Huis van die Vader is dus 'n plek waar die Vader woon in 'n baie spesiale verhouding met sy kind, maar hulle het dit 'n besigheidsplek gemaak. Nou om dit bietjie in konteks te stel, dink 'n bietjie aan jou eie ouerhuis. Party van ons bly nou nog in daai ouerhuis. Ander van ons is 'n ouerhuis 'n vaar herinnering daar uit die verre verlede uit. Maar dink 'n bietjie aan jou ouerhuis. En stel jou voor, jy kom eendag daar by jou pa se huis aan en jy ontdek dat dit nou 'n besigheid is. En jy ontdek dat jou pa nie meer daar is nie. Of dat as hy daar is, hy eers weggeskuif is in 'n klein agterkamertjie of 'n stoepkamertjie daar in die huis, hoe sal jy voel?
As jy sien mense het wederregtelik in jou pa se huis ingekom en hom totaal uitgeskuif en nou het hulle 'n handelshuis daar. En as ek hierdie woorde hoor, dan dink ek altyd aan daai ou handelshuise wat hy ou in die Transkei gekry het. Waarskynlik op die platteland ook. Jy kan daar alles van 'n bicycle tot by mieliemeel en suiker en alles koop en sulke bottels met sulke ronde sweeties vir die kinders, alles. Daai handelshuise. En jy kom agter van jou vader se huis is daar niks oor nie. En dis wat Jesus so woedend kwaad gemaak het. Maar goed, dis die agtergrond. Wat beteken dit vir ons? Kom ons lees verder, vers 17. Toe het sy disippels onthou, of daarin gedink dat daar geskrywe staan, die liefde vir u huis verteer my. Maar die Jode het hom aangespreek en vir hom gesê, met watter wonderteken kan u vir ons bewys dat u hierdie dinge mag doen? En Jesus het hulle geantwoord, breek die tempel af en in 3 dae sal ek hom oprig. Die Jode sê, toe 46 jaar lank is daar aan hierdie tempel gebou, en u sal hom in 3 dae oprig. Nou vriende, die Jode is nou 'n bietjie braggerig hier aan 46 jaar, maar die kathedraal in Keulen het hulle in 1248 begin bou en in 1880 klaar gekry. So daai kerk het hulle 632 jaar lank aangebou. En dis hoekom dit een van die indrukwekkendste plekke is wat ek in my hele lewe by was. 632 jaar lank het hulle aan hom gebou. Vriende van my was daar op vakansie. En daar steierwerk om die kathedraal en hy vra toe vir die ouetjie, wat is jy besig om te doen? En hy sê, ek maak die kathedraal skoon. En hy sê, ek het van hier tot daar, en my pa het van hier tot daar gewerk. Dit was sy lewenswerk. En ek gaan nou daai deel van die kathedraal rondom skoonmaak, en as hy ook al by aftree, as jy nou iets wil indink van die skoonmaak van hierdie, of die grootheid van hierdie kathedraal, en nou kom die Jode in hulle sê, jy sal dit in 3 dae opbou, dit het 46 jaar gevat om te bou. Met hierdie tempel het hy egter sy liggaam bedoel. En later na hy die dood opgewek is, het sy disippels daarin gedink dat hy gesê het, en hulle het die skrif en die woorde van Jesus geglo. En dis aangrypend. Die tempel van God of die huis van die Vader is nie meer 'n fisiese plek nie. Dis nou Jesus se liggaam. Dis nie meer 'n gebou om te besoek nie, maar 'n persoon om te ken. Dis nie meer iewers waarna toe ek gaan nie, maar iemand wat ek volg. Met Jesus se menswording verander alles. 6 Januarie is in die ou kerklike jaar die fees van Epifanie. Ons maak min daarvan, ons preek dalk so 'n bietjie daarvan, soos ek nou vanoggend. En Epifanie gaan oor die verskyning van God in Jesus Christus. Dis nou net na Kersfees en nou begin die nuwe jaar, en ons is in die tyd van Epifanie, die verskyning van God in Christus op hierdie aarde, en dan begin die lydenstyd, wat praat oor sy lyding en Paasfees en opstand, die opstanding en dan natuurlik die Pinkstertyd. Wat dit sê vir ons, God is nie meer in 'n gebou nie, maar in 'n persoon. Handelinge 17 sê vers 24, God wat die wêreld met alles wat daarin gemaak is, hy is die Here van hemel en aarde, en hy woon nie in tempels wat deur mense gemaak is nie. Met Jesus se kruisiging word dit duidelik. Sy liggaam word geslaan en gemartel en gepynig, en sy liggaam word afgebreek tot hy uiteindelik doodgaan. En die oomblik toe hy doodgaan, toe skeur daai voorhangsel, daai groot gordyn in die tempel wat eintlik die allerheiligste van die res van die tempel afgeskei het in 2, en die tempel word maar net nog 'n gebou. Soos wat, alhoewel ons baie lief is vir hierdie kerkgebou, en ek dink dis 'n ongelooflike mooi kerk, en ek dink ons is so bevoorreg om ons so 'n mooi kerk te kan kerk hou, en hy's afbetaal, en hy's ons sinne, eintlik die Here sinne, maar goed, ons sinne. En dit is net eintlik nog 'n gebou. En 3 dae later staan hy op, beter as voor sy dood, met 'n nuwe verheerlikte liggaam,
'n nuwe verheerlikte tempel. Hoor Jesus Johannes 14:9, wie my reeds gesien het, het ook die Vader gesien. Maar Jesus het opgevaar hemel toe. En nou sê ons sy liggaam is nie meer hier nie. Want ons kan hom mos nie sien nie. Maar 1 Korintiërs 12:27 sê, julle is die liggaam van Christus. En afsonderlik is elkeen 'n lid daarvan. En daarom ook, broer en suster, as jy hier 'n lidmaat van Wesjewels is en jy skakel nie in nie, verkreupel jy God se liggaam. Dis al wat jy doen. Dieselfde wat 'n chirurg doen as hy jou voet of jou hand of jou been of jou arm of jou oor afsny. Jy amputeer die liggaam van Christus. As jy beweer jy is lid en jy is nie lid nie, jy skakel nie in nie. Ons is die liggaam van Christus. 1 Korintiërs 3:16 sê, weet julle nie dat julle die tempel van God is en dat die Gees van God in julle woon nie? As iemand die tempel van God beskadig, sal God hom straf. Want die tempel van God is heilig en die tempel is julle. Ons is die tempel van God. Ek gaan nie na die tempel toe nie. Hierdie gebou is nie die tempel nie, die erediens is nie die tempel nie. Ons is die tempel, ons is die liggaam, ek is die tempel van God. En nou moet 'n mens dit natuurlik 'n bietjie toepas, want ons het nou eintlik nie meer iets te doen met die tempel in Jerusalem nie. So die vraag is, en dis die vraag vir vandag, as Jesus so kwaad geword het, omdat God se tempel nie meer die huis van die Vader is nie, maar 'n besigheidsplek, hoe lyk ek as tempel van God? Dis die punt van toepassing. Hoe lyk ek as tempel van God? Is ek die huis van die Vader? Of is ek 'n besigheidsplek? Leef ek in 'n verhouding met die Vader? Of doen ek transaksies met God? Want vriende, so baie mense se hele lewe se verhouding met God is eintlik besigheidstransaksies. As u my die lotto laat wen, dan sal ek 'n helfte daarvan vir die kerk gee. Dis 'n besigheidstransaksie. As u my Grieks laat deurkom, dan sal ek elke oggend stilte tyd hou. As u dit, sal ek dat. En dan gaan dit op 'n stadium nie lekker met my nie, en dan sê ek vir myself, ek het Christelik gesproke nie my kant gebring nie. En nou kry ek wat ek verdien. Of ons sê, ek lewe eintlik 'n goeie lewe en ek kan nie verstaan dat God my so straf nie. As die dokter nou vir my 'n bietjie goor nuus gee of my kar ontplof en ek het nie geld om die ding reg te maak nie, of wat ook al, dan sê ek, okay, besigheidstransaksie. Ek het nie betaal nie, ek het nie gedoen wat ek moes nie, en nou is God besig om soos 'n skuldeiser skuld te kom invorder. As ek nie my yskas betaal nie, dan gaan Russels hom kom terugvat. En so, vriende, baie mense se vrees. Die vrees is as ek sleg genoeg is. En die tragiese waarheid, dit sê Psalm 14, die lot van ons is sleg genoeg. Dan gaan God die kontrak beëindig en ek gaan hel toe. As ek baie mense 'n klomp geld skuld, dan gaan hulle my kar kom vat in my huis en my meubels, en as dit nie genoeg is nie, dan gaan ek tjoekie toe. Dis hoe besigheid werk.
Baie mense dink, dis hoe God werk. En dan maak ek van my tempel, hierdie tempel waar God moet bly, 'n handelshuis. Nes die ou Jode wat duiwe en goed gaan verkoop het om hulle eie sakke te dien. En nou wil ek weer sê, as ons nou koeksisters hier verkoop vir die gemeente. Ouens dink, ja, maar dit is nou handeldryf, maar dit gaan oor die gemeente. Hierdie ouens het daar geld gestaan en maak vir hulle eie sak. Daai geld het nie tempel toe gegaan nie. Dis nie die tempelrekening inbetaal nie, dis in my sak inbetaal. En daarom kan ons nie, Cornel hulle nie maar sommer net eendag besluit, okay, ons gaan nou om die Land Rover fonds te versterk, gaan ons nou koeksisters vir ons sak verkoop. Kan nie so werk. Maar omdat ons baie keer hierdie manier van dink het, lewe baie mense met vrees en sê, is ek gered? En probeer ons God paai met wat ek doen en hoe ek bid en hoe ek lyk. En dan maak ons hierdie gebou weer, hierdie plek 'n tipe van 'n tempel, waar ek dankoffers moet bring om tog net hoop te hê om dalk gered te word, en as ek goed genoeg is, en goed genoeg lyk, en goed genoeg doen, dan gaan die besigheidstransaksie met God dalk werk, maar nee. Die tempel is nie 'n besigheidsplek nie, maar die huis van die Vader. 'n Kind kan niks doen om sy pa te kies nie. En God sê, ek sal jou vader bly, maak nie saak wat jy doen nie. So ons moenie van ons verhouding met God 'n besigheid maak nie. En ek moenie van myself 'n besigheidsplek maak nie. Want, weet julle wat wil die wêreld ons leer? Die wêreld sê, skuif God in 'n klein kamertjie agter in jou lewe in en gebruik die res van jou lewe om soveel geld as moontlik vir jouself te maak. God bly nog in my, maar ergens is hy weggesteek daar agter. Ek gee hom so 'n bietjie kos en nou en dan, en dat hy net hier sal wees, maar die grootste deel van my lewe gaan oor die voorste deel van my lewenshuis, waar ek my lewe lewe. So, bly ek by God, of bly God by my? Is my lewe die huis van Willem Petzer, wat 'n klein plekkie vir God, of is my hele lewe die huis van God? En nou het ons baie vroeg in die jaar, sodat ons staan, kans om te besluit wie die belangrikste in my lewe gaan wees hierdie jaar. Waarmee gaan ek my lewe volmaak? Waarna gaan ek strewe? Watter ideale het ek? Wat gaan my prioriteite wees? Watter dinge is die dinge waarvoor ek gaan sê ja? En watter is die dinge in my lewe vir wie ek 'n baie besliste nee gaan sê? Wie is die baas in my lewe vir wie ek altyd luister? Wie besit my? Wie se huis is ek? Jesus het woedend geword, omdat die tempel van God 'n besigheidsplek geword het, en nie meer die huis van die Vader is nie. Hoe gaan hy oor jou en my voel aan die einde van 2017? Kom ons sluit af met 3 aanhalings. 1 Petrus 2 vers 5. Laat julle as lewende klippe inbou in God se geestelike tempel. Julle taak as tempel is om heilige priesters te wees wat geestelike offers bring. Romeine 12 vers 1 en 2. Daardie pragtige, treffende gedeelte wat sê, gee julle self aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dis die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie,
Maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe, dan sal julle kon onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik is, met ander woorde, waarvoor jy ja moet sê en waarvoor jy nee moet sê. En laastens Galasiërs 2 vers 19. Gevolglik sê Paulus, leef ek nou vir God. Wat 'n mooi motto vir 2017. Ek leef nou vir God. Hy sê gevolglik leef ek nou vir God. Ek is saam met Christus gekruisig. Ek leef nie meer nie. Maar Christus leef in my. Tempel van God. Amen. Onse Here, ons dankie dat ons nie soos in die ou tyd na een of ander gebou toe moet gaan om U te vind nie. Die tempel in Jerusalem, maar dat ons tempel van God geword het. Ons innige gebed is dat U ons in 2017 regtig sal help deur U Gees om waardige tempels vir God te wees, om Jesus ontwil. Amen. Kom ons vra die diakens om ons dankoffers in te samel. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Hy sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Hy sal jou gebede verhoor en aan jou vrede gee. Amen.